Goeiemôre broeders en susters. Ons sê baie hartlik welkom aan almal. Ons dankbaar dat almal hier kan wees. Welkom aan besoekers in ons midde vanmôre. En dan word ook by ons opgeneem in die midde van ons gemeente, Jan Hendrik en Esther Stadler. Baie hartlik welkom nou formeel hier by ons. Dit is nou al 'n paar weke wat hier by ons die dienste bywoon. Ons hoop julle gaan baie meelewend wees en gelukkig in hierdie gemeente. Ons kollektes is by vir die boufonds en by die deure vir instandhouding van die erediens. Ons is baie dankbaar dat die operasie van Suster Christine voorspoedig afgeloop het en dat ons bede is dat dit met haar goed sal gaan en die Here se hand van genesing oor haar sal wees in die herstelproses. Kateksasie les 24, daar's nie hierdie week Bybelstudies nie. En dan herinner ons aan die fondsinsamelingsprojek hierdie tyd van die jaar, die 10de maand dankoffer. Spesiale dankoffers. Ons het daarna verwys ten opsigte van die Hittefees ook verlede week, dat by die feeste van Israel hulle ook spesiale bydraes gelewer het. En hierdie is 'n geleentheid vir die spesiale bydraes. Meevallers wat die dalk ontvang het of uitbetalings deur SARS hierdie tyd van die jaar, wat ook al, dinge waarop daar dan ook 'n bydrae gegee kan word. Daarvoor is daar geleentheid dan met hierdie spesiale fondsinsameling. Goed, dan met die verjaarsdag, baie geluk aan klein Ida Junior van 'n Wetering, wat Dinsdag vier. Baie hartlik geluk. Ek hoop jy gaan 'n goeie jaar hê. Kom ons sing vir Ida wat verjaar, maar ook vir Christine wat besig is om te herstel, en vir almal wat swaar kry en wat ook vreugdes ervaar. Vir mekaar sing ons die seënbede dan ook die van Psalm 134. Stilgestaan by die Loofhuttefees van Israel. Ek het ook gesien dat met die Loofhuttefees ook besonderlik gedink is aan die waterwonders wat die Here gedoen het, sy watervoorsiening, al die voorsiening in die woestyn, maar besonderlik was daar klem op die watervoorsiening. En ons wil vanmôre verder 'n bietjie daarby stil staan. En ons sing dan ook liedere wat verband hou met water en dors en wat ook al, maar ons sing dan, ons nader voor die Here met Psalm 63. Ons sing die tweede beruiming, vers 1 en vers 2 van Psalm 63, die tweede beruiming, sittende saam, waarmee ons in verootmoediging voor die Here nader.
Die Here antwoord op ons geloofsvertroue en hy groet ons met sy seën. Geliefdes, genade vir julle en vrede van hom wat is, wat altyd was, wat altyd sal wees, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die betroubare getuie, die eerstgeborene uit die dood, die heerser oor die konings van die aarde. Amen. Kom ons sing Psalm 23. Ons sing daarvan vers 1 en 3. Daarna gaan ons geloof saam bely. En in aansluiting by ons belydenis sing ons dan uit Psalm 1, daar ook die tweede beruiming, vers 2 en vers 3. Ek glo in God, die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy die lyding van die hel ondergaan, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood,
opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, aan die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Die wil van die Here soek, wat aan hom behoort, wil ook sy wil soek. En hy het dit vir ons geopenbaar in Exodus, hoofstuk 20. God het al hierdie woorde gespreek. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die plek van slawerny uitgelei het. Jy mag naas my nie ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n gesneede beeld maak nie. Enige afbeelding van wat in die hemelruim daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag nie voor hulle in aanbidding buig nie, en jy mag hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n besitlike God, wat kinders laat boet vir die sondeskuld van ouers, selfs die 3de en 4de geslag van hulle wat my verwerp, maar troue liefde bewys aan duisende, van hulle wat my lief het, my gebooie nakom. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal hulle wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat nie. Gedenk die Sabbatdag, deur dit heilig te hou. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is 'n Sabbat ter ere van die Here jou God. Jy mag geen werk doen nie, nie jy, jou seun, jou dogter, jou slaaf, jou slavin, jou diere en jou vreemdeling wat by jou is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde en die see gemaak, en alles wat daarin is. Maar op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Behandel jou vader en jou moeder met eerbied, sodat jy lank kan leef op die grond wat die Here jou God vir jou gaan gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuig teen jou naaste nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, ook nie sy slawe, slavinne, beeste en donkies nie, enige iets wat aan jou naaste behoort nie.
het onsself wou of kon ons dit nie doen nie. Ons leef uit die verlossing in ons Here Jesus Christus. Ons leef deur die skoonwassing deur sy bloed, maar ook deur die Gees wat in ons werk. Water les dors, maar water was ook. Dit is ook daarvoor belangrik. Die Here sê hy het ons ook skoon gewas, sodat ons sy wil kan doen. En ons sing skrifpruiming 8:1, ons sing albei die verse, ons kan dit sittende sing, die belofte van die Here wat ook in vervulling gegaan het, dat hy ons sal skoon was en vir ons nuwe harte gee, hart van vlees, 'n lewende hart in plaas van 'n kliphart, wat die wil van die Here kan en wil doen. Here, ons almagtige God, hoe groot die genade wat U aan ons bewys het. Die wonder van U liefde, dat U ons wat vuil was van die sonde, wat nie waardig was om in U teenwoordigheid te kan kom nie, dat U ons deur U genade kom skoon was het. Dat U U seun gestuur het om die oordeel te dra, ons weer terug te bring na U toe. Ons te kom skoon was, sodat ons waardig is om in U teenwoordigheid te kan wees. Dankie vir so baie genade in ons lewe. Dankie dat ons uit U genade kan leef en dat U ook met ons wil praat. U self en U wil vir ons wil bekend maak. Dit gedoen het deur U woord. U woord aan ons gegee het sodat ons dit ook kan oordink. Lei ons dan ook vanmôre, wanneer ons met U woord besig is, lei hom wat U woord moet bedien, met U lig, met U waarheid. En dat U naam in ons midde groot wees tot U verheerliking. Dankie dat ons kan bid tot U
deur ons Verlosser, ons Here Jesus Christus alleen. Amen. Daar weer eens genoem op vanmôre Israel met die Loofhuttefees wat hierdie tyd van die jaar gevier is. Die Joodse fees het Dinsdag geëindig. Met die Loofhuttefees besonderlik ook gedink is aan die watervoorsiening wat die Here in die woestyn gedoen het, die waterwonders van water uit die rots. Maar ook dan die genade van water wat die Here voortdurend voorsien. Die normale offers was, die offers wat gebring was deur Israel was dieroffers, om die lewe van die diere eintlik te offer aan die Here in die plek van die lewe van die mense. Die simboliek daarvan, dat die simbool van die lewe van die dier, die bloed, teen die altaar uitgespat is. Maar daar is ook offers gebring van die produkte van die mense, graanoffers, brode, ook wyn wat op die altaar uitgegooi is elke dag. Maar met die Loofhuttefees was daar ook 'n wateroffer gebring elke dag. Hulle het dit ook so verstaan, dat water, veral soos wat dit uit die aarde uitkom, nie deur mense bewerk is nie, nie deur mense toedoen daar is nie, is blote gawe van die Here. En daarom is hierdie water dan ook by die fontein geskep, wat dan op die altaar uitgegooi is, waarmee Israel dan ook erken het, maar God gee ook die water. Dis nie net met dit wat ons kan verwerk, waarmee die Here die lewe in stand hou nie, maar ook met die water natuurlik uit die aarde. En dit was 'n vreugdevolle en groot seremonie elke dag tydens die Loofhuttefees. Blykbaar in die tyd van Christus was daar partykeer deurnag feesviering daaroor. Hulle het spesiale paviljoene in die voorhof aangebring, waar om plek te maak vir baie meer mense, geweldige groot lampe opgesit, wat amper die hele Jerusalem van die tempel af verlig het. Dit was gemaak met groot emmers vol olyfolie, wat gebrand is, en die put van daardie brandende lampe was die gordels van priesters gewees, wat hulle gebruik het, so om groot vlamme te maak. En dan is daar met vreugdefees gevier, en in die oggend vroeg dan met Rooidag, het priesters uitgegaan in 'n prosessie na die Gihonfontein, ook die fontein van Siloam genoem, om met die water van daar af Siloam toe gaan, maar hulle dan by die bron gaan water skep, en dit met groot vreugde teruggebring, en dan op die altaar is dit uitgegooi. En die teks vir hierdie prosessie, en die vers wat oor en oor herhaal is Jesaja 12 vers 3. Julle sal met vreugde water skep uit die fonteine van verlossing. Nou, ek wil die hele Jesaja 12 lees, want die konteks daarvan is die hele tyd die verlossing van die Here, sy genade, nadat hy kwaad was vir sy volk. Jesaja 12 vers 1, jy sal op daardie dag sê, ek dank u Here, ja, u was toornig op my, maar u toorn het bedaar. U troos my. So nadat die Here kwaad was, sy
kwaad wees vir die sonde, dit het tot 'n einde gekom en nou is daar troos. U Here, ja, U was toornig op my, maar U toorn het bedaar, U troos my. Kyk, God is my verlossing. Ek vertrou en is nie ontsteld nie. Ja, die Here is my toevlug en my sterkte. Hy het my tot hulp gekom. Julle sal met vreugde water skep uit die fonteine van verlossing. Julle sal daardie dag sê, prys die Here, roep sy naam uit, maak onder die volke sy dade bekend, verkondig dat sy naam verhewe is. Besing die Here, want verhewe dinge het hy gedoen. Dit moet bekend word oor die hele aarde. Roep uit en jubel, inwoners van Sion, want die Heilige van Israel is groot in julle midde. Sien hoe hierdie hoofstuk uit Jesaja, kort hoofstuk, net 6 verse, hoe hierdie hele hoofstuk sing met vreugde van die verlossing van die Here. En dis met hierdie belewing van die Here wat groot dinge doen, wat genadig is, wat verlos, waarmee dan ook met vreugde die water geskep is dan fisies by die fonteine van die Gihonfontein, wat vir hulle die koningsfontein was, en met hierdie uitroep van hoe daar vreugde is om hierdie water te kan skep, het hulle dit dan na die tempel gebring in daardie dae van die Loofhutefees. Groot vreugde, nie net oor die water wat die Here gee nie, maar oor sy verlossing wat hy bewerk. En dat die verlossing alleen van hom afkom. Soos wat hy Israel uit Egipte verlos het en hulle in die woestyn in stand gehou het, ook met water, so is die mense lewe van hom afhanklik. Maar hoe? So sien ons dan ook die vervulling van alles in Johannes 7, waar Christus op die Loofhutefees optree. Met Johannes 7 lees ons vers 37. En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het Jesus gaan staan en uitgeroep, as iemand dors het, laat hy na my kom en drink. Hy wat in my glo, soos wat die skrif sê, strome lewende water sal uit sy binneste vloei. Dit het hy van die Gees gesê, wat die wat in hom glo sou ontvang. Die Gees was immers nog nie daar nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was nie. Christus wat hierso sê, maar dit is ek wat dit moontlik maak, die water van die lewe. Ek is daar die fontein van heil. Dis my by wat julle die water skep van die lewe. Maar hy word gesê, dit is die laaste dag van die fees. En ons het verlede week, toe ons die instelling van die fees gelees het in Levitikus 23, is vir Israel gesê, hulle moet vir 7 dae in die hutte bly. Maar die 8ste dag moet vir hulle nog weer 'n feesdag wees, waarin hulle besonderlik dit aan die Here wy as 'n Sabbat. So op die 7de of op die 8ste dag, op die laaste dag van die fees, het hulle reeds nou uit die hutte uit teruggetrek na hulle huise. Klaarblyklik volgens die bronne is die wateroffer ook net vir daai 7 dae gebring. So op hierdie 8ste dag is daar nie die wateroffer nie. Hulle bly ook nie meer in die hutte nie. En wat maak die 8ste dag van die fees so besonderlik?
Op die 8ste dag was die dag waarop hulle vorentoe gekyk het en gebid het vir reën. Vir 7 dae die volk feesvier oor wat God in die geskiedenis gedoen het. Sy versorging ook in hulle lewe tot daar. Maar die 8ste dag draai eintlik ander kant toe, dit draai na die toekoms toe. Wat nou? Ons het die fees gevier, ons het onthou wat die Here alles gedoen het, maar wat nou vorentoe? En op die 8ste dag is dan daardie afhanklikheid van die Here, maar ons is van U afhanklik vir die toekoms, en besonderlik dan uitgedruk vir Israel, of in die gebruike van daardie tyd dan ook, wat 2000 jaar terug, die bid vir reën. Ons het verlede week het genoem, die Loofhuttefees van hierdie tyd van die jaar plaas. Dis nou die herfs in die noordelike halfrond, en die reentyd in Israel is wintertyd. Dis 'n winterreënvalstreek. So hulle is afhanklik van die reën wat na hierdie tyd, deur die wintertyd in Israel, dan sal val. Maar dit word nie vanselfsprekend aanvaar nie. Daar word in afhanklikheid voor die Here genader, om van hom te bid vir die reën wat moet kom. En Christus wat dan nou sê, maar ek is die vervulling van alles in hierdie fees. Hy verklaar openlik hier, dit het alles op my van toepassing. Dis deur my wat daar water is, die water van die lewe. En daai water sal voortvloei verder ook deur hierdie wêreld, deur elkeen wat in my glo en wat by my kom drink het. Hy sê met ander woorde, ek is die toekoms ook. Ek is die watervoorsiener vir die toekoms. Is opmerklik dan ook dat hier gesê word, hy profeteer van die Heilige Gees wat nog nie uitgestort is nie. Soos wat Israel wag op die reën en bid vir die reën en vorentoe kyk, die reën wat gaan val, wat hy ook sê, so gaan ek hierdie water gee. Dit sê hy op hierdie dag van verwagting van die Loofhuttefees. Waarom het ons water nodig? Anders as reënwater. Waarom is verwys die water dan ook na die Gees? Ons het dit gesien ook in die Psalm 63 wat ons sing het. Ek is dors vir die Here. Die mens was gemaak van die begin af om in 'n verhouding met God te wees. Ons moes een wees met hom. En toe kom die sondeval en daar's verwydering van God. Die droogte in ons lewens het toegeslaan, omdat ons van God verwyder is. Moet ons mooi daaroor dink. Dit is wat die grootste dors in mense se lewens is. Ons lewe in 'n wêreld wat dors is. Mense wat soek na iets wat hulle lewe moet vervul. Hulle weet nie waar om dit te kry. Hulle soek dit in allerlei dinge, in sukses, in wat hulle in hierdie wêreld regkry. Hulle soek dit by mense, op wie hulle wil verdruk. Die wêreld soek deur fisies aan die drink te raak. Soek dit in kos en drank en wat ook al. Soek in seksuele vervulling. Soek
en bly dors. Die wêreld besef nie dat die diepste dors in ons lewe word veroorsaak deur ons verwydering van God. Daai soeke wat hier binne is, wat soek na vervulling, wat binne in die mens soos 'n groot dors is, wat die heeltyd soek, daar is daar Engels craving, daai drang om iets te moet hê, is omdat die verhouding met God gebreek is. Dis eers wanneer daar herstel is in die verhouding met God, dat die mens weer vervulling kry, homself kan wees. Dis wat ons van die begin af bedoel was om te wees, een met God. Dis die genade wat Christus in sy verlossing doen. Hy maak dit moontlik dat ons weer een kan wees met God. Hy bring die verlossing, en dit maak hom die bron, die fontein van die lewenswater. Want sonder hom is daar nie versoening met God moontlik nie. Sonder hom is dit onmoontlik dat hierdie dors in my geles kan word, deurdat ek weer met God een is. Deur sy verlossing maak hy dit nie net moontlik dat ons weer met God kan een wees nie, maar God kom inderdaad deur die Heilige Gees by ons woon, in ons woon. Nie in 'n tempel wat op 'n afstand staan en wat deur bemiddeling van priesters bedien moet word nie, maar ek word tempel van die Heilige Gees. God les ons lewensdors op 'n meer absolute manier as wat dit ooit in die Ou Testamentiese tyd kon gebeur. Want hy kom self by ons woon, in ons woon, deur sy Gees. Om my dors wat hier binne in my is, ten volle te kan les. En dis wat Christus sê. Ek het gekom om die bron van die water te wees, wat dit moontlik maak dat julle dors geles word. En die wat drink, word vervul met die Gees. Die lewende water bruis binne in hom. Waarom dat dit lewenswater is en nou ek word 'n kanaal daarvan. In hierdie dorstige wêreld kan ek verander wat dors het, die water vat. Nie wat ek iewers gaan skep het nie, maar dit wat in my is, kan deurvloei na die wêreld rondom my, sodat hulle ook die lewe kan vind. God maak ons sy getuies. Hy maak ons die hande en voete waarmee hy in hierdie wêreld ingaan. Ons is sy liggaam, deur wie hy die wêreld sien en hoor en aanraak en na die wêreld toe gaan. Ons is sy oë, sy ore, sy hande, sy voete van sy liggaam hier op aarde. Ons kan vir die toekoms leef met sonder om bang te wees vir dors, want die Here is by ons. Ons leef vanuit die verlossing. En die oomblik as ons hom los, dan begin ons weer die dors ervaar. Die oomblik wanneer ons op ons eie voete wil staan, begin ons soek om ander plekke waar die dors geles moet word. Bly by die Here.
Maar vir die toekoms ook, die Here sê, hy sal nooit van ons weggaan nie. Hierdie water sal by ons bly, tot in die ewigheid. Simbolies in Openbaringe, sien ons die stroom van die water, wat van die troon van God af uitstroom, deur die nuwe Jerusalem. En langs die stroom, die boom van die lewe, wat bly groei, wat bly vrugte dra. God se water bly by sy volk, nie net nou nie, maar tot in die ewigheid, sal nooit weer dors wees, as God ons dors geles het. Daardie pad vorentoe met die Here bly oop. Mag ons dit so ervaar ook. Die dors is sielsdors. Jy is besig om te soek op die verkeerde plekke en jy word nie vervul nie. Weet, is by God alleen, deur Christus, wat ons regtig die water van die lewe het. Moenie jou dors op 'n ander plek probeer les is by die Here nie. Deur sy genade en uit sy verlossing. Jy moet daai water ook nie vir jouself hou nie. Laat daai water deurvloei. Want ander sou sien die wat dors is rondom jou. En wys vir hulle, waar is die water? Wie is die water van die lewe? God self. Die toekoms lê oop. Ons kan onthou wat die Here gedoen het in ons lewe. Sy verlossing. Ons kan daaroor feesvier en juig. En ons kan nog meer juig en feesvier, omdat ons weet, die toekoms is helder en blink en skoon met helder water. Ek kan vorentoe leef sonder om bang te wees vir dors. My dors is geles. Amen. Kom ons begin ons gebed met die verwerking van Psalm 42 en 163. Met dit saam te sien. Met erkenning dat U alleen ons bron van krag is, dat by U alleen die lewe is. Soos 'n wildsbok wat smag na water, so smag ons siel na U, o Heer. Dankie Here dat U hierdie dors geles het. Dat U Seun na hierdie wêreld gestuur het om vir my sondes te betaal. Om dit moontlik te maak dat
dat U weer in my lewe kan wees. Ons dank U dat U Seun vir ons die bron van die water van die lewe kom ontsluit het. Dat ons na hom toe kan kom om te drink. Dat U deur U Gees ons lewensdors les. Dat U deur U Gees in ons kom woon. Dat ons met U, die Heilige God, mag een wees. Dat U water van die lewe ons dors kan les, soos wat niks anders het kan doen nie. Dankie vir die hoop waarmee ons leef. Dankie vir die genade waarmee ons leef. Dankie Here vir 'n lewe wat bevredig is. Lewe wat rustig geleef kan word, omdat daar nie 'n gejaag in ons is meer, na wind, na onsekerheid, na dinge wat ons lewe moet vervul en wat nie reg kry nie. Dankie Here dat ons daarom voluit kan leef, dat ons 'n toekoms het, hoop het, dat ons kan vooruitkyk. En vergewe ons Vader waar ons hierdie water vir onsself hou, 'n prop wil opsit, om te keer dat dit verder vloei. Lei ons deur die Gees, Here, dat ons so sal lewe in hierdie wêreld, dat U water deur ons ook in hierdie wêreld kan invloei, 'n verskil kan maak in hierdie wêreld. Dat ons lewende kanale sal wees, waardeur U water kan verder vloei. Here, dankie dat ons terselfdertyd ook steeds ook vir die materiële dinge van hierdie wêreld op U kan vertrou. Dat ons weet ook dat ons hele lewe van U afhanklik is ook vir U versorging. Dankie Here vir reën in hierdie afgelope tyd, maar ons bid U vir nog meer. Die wêreld is droog. Ons sien na U toe op ook vir die fisiese versorging van water. Aardse water wat ons ook so nodig het om van te lewe. Ons erken dat ook reën en droogte, lower en gras, alles uit U voorsienende hand voorkom. Ons lewe is van U afhanklik, nie net geestelik nie, maar ook liggaamlik. Dankie dat ons kan bid dan ook vir die wat siek is. Ons dankie Here dat Christine se operasie ook voorspoedig afgeloop het en ons bid vir genesing en herstel en ons bid so vir elkeen van ons lidmate wat swaar kry. Here, wil U genadige hand oor hulle wees en wil U genesing gee daar waar siekte is. By ons Here, versorg ons in alle opsigte, want ons lewe is in U hande. Ons bid ook vir ons kinders, die laaste fase ook van katekisasie vir hierdie jaar, wat ook vanmôre hervat, wil U ook
ons kinders lei om U te ken, te verstaan, dat die ware lewe van U afkom. Dat dit wat hulle die meeste nodig het, is om U te ken. Dat dit daarom is wat ons hulle ook van U leer. Dankie dat ons kan bid, Vader. Nie omdat ons dit verdien nie, maar deur U verlossing in Jesus Christus. Amen. Ons gee geleentheid vir die insameling van ons dankoffers. Kom ons sing van die toekoms, die openbaring wat die Here aan ons gee, die einde van openbaring, die lewenswater wat uit die troon uitstroom, Skrifberuiming 18:8. Kom ons sing daarvan vers 1, 2, 4 en 6. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig na jou toe oplig en aan jou sy vrede gee. Ja, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u almal wees.
Amen.